Hartlike goeiemiddag, welkom hier vanaf Hoërskool Transvalia vir hierdie belangrike versekerbeker kragmeting. Die besoekers daar uit Pretoria, Hoërskool Garsfontein. Dis versekerbeker op sy beste hier vanuit die Valdriehoek. Van der Wildpark, dis waar ons onsself bevind. Mense van vroegdag af hulle verskyning gemaak om na al hierdie wonderlike wedstryde vandag te kom kyk. Hier van onder 14 af, onder 15, onder 16, tweede span. En nou die belangrike span, die eerste spanne van hierdie twee spogskole in versekerbeker vir 2018. Kyk na die Hoërskool Garsfontein. Wel, die name wat al reeds ken, Diego Apollos, Jean Skepers daar van agteraf, Campbell Willemse en saam met hom Jurich Claessens. Ons het ook die naam genoem in die opbou van Johan Buitendag, Jordan van Dijk, Gerard Skepers. Dit is gevaarlike man. Eintlik die hele span, Johan Du Plessis wat hierdie span regtig met 'n baie goeie vaandels wat hy hierdie span afrig en ons sien uit na 'n goeie kragmeting. Die was van vroegdag af Alwin Hollenbach 'n lekker gees wat hier geheers het. Daar was danse uitgevoer, lekker musiek wat gespeel was. Ons sien uit na 'n wonderlike dag. Die span van Hoërskool Transvalia, daar's 'n paar posisionele veranderinge. Zian de Jager bevind homself daar in nommer 10 trui en dan Zeilinga Strydom daar in die nommer 15 trui. Ek verstaan dat Olie Wiese is aanvanklik 'n buitesenter en dis waar hy wil wees en sy direkte opponent gaan hy vandag sy hande vol hê, maar hy is definitief opgewasse teen 'n man soos Campbell Willemse en Diego Apollos. Maar Alwin, ek weet nie hoe voel jy nie, maar ek kan nie wag teen die kragmeting om te begin nie. Ja, hierdie wedstryd gaan baie oplewer as jy praat van kombinasies. Maar voor ons daarvan praat, kom ons kyk gaan na die plaasvervangers. Aan die kant van Transvalia, ons kyk Dylan Butler, Ruben Kreer en Drian van der Berg wat ook verlede week in die beginspan was. Dan ook aan die kant van Garsfontein, maar in die potgieter Chris van Niekerk en 'n pote van Seil man om dop te hou. Moet vir jou sê, die kombinasies as daar gepraat het, Campbell Willemse en ons het jy het genoem dat Diego Apollos se handvol gewees, maar Diego Apollos wat nie op vorm was die laaste twee wedstryde wat ek gespeel het nie, gaan hy almal verkeerd bewys. Gaan hy wys hoekom hy 'n topklas speler is 'n speler wat SA skole verlede jaar gespeel het. Ongelukkig nie hierdie jaar daai vaandel gekry nie, maar nietemin die manne is reg vir hardloop rugby, goeie rugby wat ons gaan verwag vandag. Ja, dis die span wat nommer 1 is op die punteleer. Dit is Hoërskool Garsfontein op die veld gebring deur hulle kaptein Jordan van Dijk. Verlede week gewen die Nelspruit 43 punte teenoor 14. Transvalia. Hier is die tuisspan. Die Beere. 'n wonderlike gees onder hierdie manne. Daar's 'n hele paar Cravenweek spelers ook in, Reinhard Nel, Divan Meyer, Marnus Swanepoel onder andere en twee akademieweek spelers met Jan Visser en Franco Wagner daar in die nommer 12 trui. Zian de Jager verlede week die oog gevang. Hy speel hierdie week daar op losskakel en in die laaste vesting Zeilinga Strydom. Dit is ver 11 uit 15 gewen, 1 gelykop in hierdie seisoen vir daai span. En ook 'n groot oorwinning wat hierdie seisoen behaal het, 68-7 wat hulle byvoorbeeld vir HTS geklop het. So hulle is in staat om daai groot tellings op te stapel. Ja, het gaan baie belangrik wees wat die manne gaan doen met hierdie wind. Dit gaan 'n faktor hê in hierdie wedstryd. Stefan Thompson wat hierdie wedstryd gaan lei met die fluitjie. Maar kom manne, let's go. Ek sien die vorige wedstryde wat hierdie wind opgelewer het. Jordan, Dit is Garsfontein Jordan, wat eers saam met die wind gaan speel. Jordan, jylle reg. Dewald. Dewald. Ranne daar vir Dewald Strydom, die kaptein, is jy reg? Spel wat begin word, een wat lekker hoog gang vir sy voorspelers om daarby uit te kom. Bal wat laat spring word, maar mooi weer mekaar gemaak deur Burger. Strydom wat nou uithaal na die Jager, hierdie wind wat definitief 'n faktor gaan wees vandag. Die bal wat net uitspring hier voor die gesig van Jurich Claessens. Ja, ek moet sê, is 'n baie goeie skop so in die wind en as jy sien, Garsfontein wat vinnig hardloop lyn staan toe. Man, nou wil hierdie spel. Dis die merk manne, julle Opjaag. bly heeltyd voor. OK, hou vir my jou gap, sorg my laat hy oop bly. Maak oop. Nee manne. Hou vir my vas eerste lyn. Baie goeie gooi gewees. OK. Maar die skeieregter sê nee, wag dat ek kyk. Kom ons gaan weer. Ricardo Botha wat hierdie bal gaan ingooi. En sy springers doen die eerste werk reg. As met daardie bal uitvoer, Campbell Willemse ook. Rol nou, blou!
Goeie verdediging daar in die middelveld. Lassens rigting verandering. Goeie breekslag. Fine, you can play it. Hy kan aanspeel. Goeie werk deur Divan Meyer. Krywende week speler hier van Transvalia. Stryd om wat hom weer uithaal na die jager. Binnekant toe word daar gebreek. Goeie verdediging, maar die bal wat goed beskikbaar gestel word. Die jager wat daar in besit betrap word. Trap binnekant toe af, maar goeie verdediging daar op Rudolf Du Plessis. Transvalia op die aanval. Mooi reguit gemaak. Goeie breekslag, Pieter Stom. Sit hom hier. Bietjie reg op wat hy gehou word, maar kry tog daar die bal weer weg. Goeie balretensie, kyk net daai verdediging in die gesigte. Lostes. Divan Meyer wat baie goed doen, weer rigting verandering, deur stryd om na die jager. Voorspelers wat nou 'n mandjie by sit hier in die agterlyn, werk met die bene, nog steeds werk hy met die bene. Dis Stian Visser. Hy steek er aan na die oorkant, Strydom. Strydom, wat gaan hoor hy vir die eerste punte van hierdie wedstryd. Wat 'n loopie. Dis 'n loopie deur Strydom. Baie goeie werk. Die span van Transvalia wat die bal in hand hou. Dit is presies wat jy wil hê van hierdie jong seuns. Hulle speel binne in die wind in, so hulle sal hierdie bal in hand moet hou. En afrondingswerk deur Strydom van die hoogste gehalte. Verdediging wat getoets word. Die kant van Garsfontein, kyk net hoe hardloop die man. Hy het spoed. Hy knie vol van die tyd is as jy dit so kan stel, maar nee, dit keer hom nie. Die man het spoed. Ja, balretensie was uitstekend. Heeltyd die bal lig gegee en lig in die lug gehou. Kyk jy daai dansie as jy dit so kan noem. Doodse stilte as Zian de Jager gaan aanlê paal toe. Dis 'n bitter moeilike skop in hierdie omstandighede. So platjie, hou hom plat, maar hy is ongelukkig nie daar nie. 5 punte teenoor 0 met so bietjie meer as 3 minute verstreek en die oomblik behoort aan daai man in beeld. Kyk daai goeie beweging. Uitstekende werk deur die jager. Gee wyd gegee vir Strydom. Afrondswerk. Fantasties genoeg. Al wat weer in spel is. Ja, goed bymekaar gemaak, maar hulle is diep binne die kwartgebied nou. Nou Christian Burger. Strydom wat besluit om self te skop. Hy bal uit hier by die kommentaarhokkie waar ek en Alwin onsself bevind. Hier is 'n goeie skop. Uit die gebied van Transvalia. Fine. Botha. Weer goeie aangee nie, maar hulle maak tog mooi reg. Jordan van Dijk, die kaptein. Andre buitendag ook hierdie jaar homself in die kringweekspan van die Bulle bevind. Lassens wat uithaal. Skoppie vorentoe, sy uitstekende skoppie, maar goeie posisionele spel. Deur die skrimskakels, Strydom doen baie goeie werk. Nee. Nou moet hulle los, nou kan hulle nie verder speel nie, maar hulle is so iets wat terug wat hulle geduik word. Strydom. En ek die 8ste man Burger wat hom daar uitgehaal het. As hy deurkom kans vir die jager nie. Steeds Transvalia op die aanval. Goeie loopie, sterk loopie. Goeie verdediging deur Junior Snyman. Step. Jy wil Strydom wat hom weer uithaal. Rak, no hands. Nie hande nie. Lang oorslaan aangee, hy is maar nou oor aan die oorkant. Nou word daar iemand neergelê hier deur Molasse aan die binnekant van Teeman. Goeie verdediging maar sonder hande. Nee. Skeieregter sê niks daarmee fout. Hulle soek 'n vinnige bal en 'n ongedwonge fout hier deur Transvalia. Nou Garsfontein op die aanval. Uit hulle kwartgebied uit. Het die wind as voordeel, hy bal wat ver veld op geskop word, nou die jager sit hom agterna, gaan hom kry. Jager. Baie veld gewen, baie gebiedsvoordeel gewen deur Garsfontein. Ja, Garsfontein wat daar ontslaa raak van die bal uit hulle gebied uit. Ag, ekskuus, Transvalia. Ons sien nou dat 'n besering op die veld. Besering aan die kant van Transvalia.
Nou, het lyk nie goed hier, hoor. Nee. Man wat lê en kreun van pyn. Maar ek wil net vir jou sê dat Wat's fout? de Bang Molassen was het baie spoed gewys aan die kant. Ek sien nou vir hy was daar om Drian Lerm. En dit wys jou uit 'n nommer 7 op sy rug. Maar dit besit baie spoed. Lekker dag vandag hier op Vanderbijlpark hier by Transvalia. Wonderlike atmosfeer, lekker gees, lekker mense. En 'n lekker wedstryd om uit te saai. Nommer 20 op die rug, lyk soos Nico of Nikki Nicolenas. Dit is die eerste keer wat ek myself in hierdie geweste van Suid-Afrika bevind. En dis 'n voorreg. Ja, baie lekker. Ons was verlede naweek ook hier gewees. En 'n interessante wedstryd beleef. Die skeieregter het sê dan wag ek gou vir die speler of op te staan of te vervang word. Ja, hierdie seisoen, hierdie twee spanne wat teen 'n gemeenskaplike opponente gespeel het, onder andere span van Garsfontein wat verloor het. Dus weer kyk na daai eerste 3 van hierdie wedstryd. Zeiling gaan stryd om daar riem neergelê. Hy het baie werk gehad om te doen. Baie spoed. Rond af vir die eerste punte van hierdie kragmeting was uitstekende 3 gewees. Ongelukkig hierdie 2 punte wat bygevoeg kon word nie. Goeie nuus vir Transvalia is daai man wat op die grond gelê het. Lyk soos Tian Visser, hy's weer reg. Algemeen in die lyn staan vir Garsfontein. Riem neergelê, daar word 'n man afgestamp. Ricardo Botha wat dit doen. Hy het seer gekry, sy direk op opponent Reinhard Nel. Hulle staai, hulle word taai gemaak hier in Vanderbijlpark. Bladsap. Ja, die skeieregter het sê daar is bloed by een van die spelers. Haf my af. Speler wat die veld moet verlaat. Bladsap. Ook net vir veiligheid. Kyk almal wat ja, die hakker. Reinhard Nel wat die veld moet verlaat. Ook verlede week 'n goeie wedstryd beleef nadat hy 'n geel kaart gekry het. Mooi reggemaak daarna. Kyk die lyn staan. Wat nou geïngevoer word deur om die Erasmus. Erasmus, dis windskeef. Dit is kan jy glo. Skeieregter op sy vletjie is. Die wind wat optel. Jy het 'n opsie manne. Ja, hulle moes 'n bietjie reparasies aan ons mikrofone ook kom doen as gevolg van die wind. Dis dan 'n bietjie uitgesorteer. So 7,5 minute verstreek in die eerste helfte. Die tuisspan wat voorloop met 5 punte teenoor 0. Vaste skrim hier in die gebied van Transvalia. Ons 'n man wat bloed skenk. Set. Jurich Klaasens wat hierdie bal invoer in die vaste skrim, sterk skrim, deur Garsfontein opgetel deur Snyman, Snyman na Klaasens. Klaasens! Jurich Klaasens wat afrond. En dit is die eerste punte vir Garsfontein. Ja, dit is Klaasens se fortuin, daai so net so agterkant van die skram. Hy stekende werk hierdie jong seun. En baie goed gekombineer met die 8ste man Junior Snyman. Hy bal opgepik het. En vir Jurich Klaasens in die gaping sit ons nou net weer na die kyker kyk. Goeie skram deur Garsfontein, baie goeie aangee. Jy gaan nie 2 keer Jurich Klaasens uitnooi om daai gaping te vat nie. Baie opwindende speler. Ook hierdie jaar SA skole gekry. Ja, want nou is daar die kering vanaand gereg en dan is hulle nog op die veld. Gaan ek probeer om sy eie 3 te verdoel. Dis Jurich Klaasens. As een van daai dae wat daar handjie bygesit moet word by die stelskopwerk.
Wat maak hy met hom? Hy lees die wind goed uitstekend. Nog 2 punte by vir Garsfontein. 7 punte teenoor 5 met byna 10 minute verstreke in die eerste helfte. Jurich Claessens, alles begin en toe gaan rond hy self af. En verdoel ook sy eie 3 en vir die eerste keer Garsfontein wat voorloop in hierdie kragmeting. Afskop behartig. Weer Claessens, goed beheer daar van die afskop af. Stamp hom aan daar nonchalant af. Jean-André Buitendag. Willems met daai afskop, hy inskop reg daar in die keel gaan af van die linkervleuel Dian de Villiers. De Villiers, hy's lank en lenig, hy's sterk. Kry die bal pragtig binnekant toe. Nou op die aanval, maak reguit. Word getoebroodjie, stel die bal mooi beskikbaar. Strydom. Hier heel agter, Strydom. Zeiling gaan Strydom hierdie keer. Mooi wat hy daar die bal beskikbaar stel. Strydom wat hom weer uithaal. Goeie verdediging. Hier is harde duikslae hier vroeg in die kragmeting. Dewald Strydom wat hom weer uithaal. De Jager in die agterlyn af. Skoppie vorentoe deur Franco Wagner. Wie gaan hy regspring? Weer hier vir Transvalia met die linkervleuel De Villiers. Kom pragtig daar van agteraf. Niks daarmee fout nie. Hy aangaan is vorentoe. Ja, Garsfontein wat nie daai bal aan hand kan hou nie. Omgekeerde besit gewees. Nou is weer kans vir Transvalia. Hy sê gaan mooi in hierdie kant vorige skram met Transvalia nog so op die verdediging. Ja, dit is Garsfontein wat ek dink in die regte areas van hierdie van die veld sal moet speel, veral in die eerste helfte wanneer die wind van agter is. En ons sal ook sien dat Kemper Willemse sy visie is van die hoogste gehalte. Ja, die manne wat mekaar die stryd aansê daarvoor. Ons het niks minder verwag nie. Kryf my jou setup reg. Jy sla in op. Kryf my jou setup reg uit asseblief. Ek sê happy met jou nou, dankie. Nie meer rush nie, ek sê wat dit se happy is. Crouch. Bind. Sit. Steady. Steady. Manne wat opskram. Die skeieregter gaan die strafskop aan Garsfontein toeken. Number 1 binding. Nommer 1 het nie gebind nie. Roelof Du Plessis, die sondebok. Ja, ons weet Garsfontein is baie trots op hulle vaste fasette. En die skrams is een van hulle waar hulle hou van om te domineer, maar as jy kyk na die groot seuns in daai pak, dan weet jy ook hoekom. Hulle brand. Daar Botan van der Merwe en ook van Duyk, skepers wat daarin is. As jy sien die skeieregter wat as ware sê die bind verloor. Gebiedsvoordeel op hierdie stadium behoort aan die span van Transvalia. 67%, maar die bal baie mooi gerank in die lyn staan. Nommer 3 lê daar aan die pad, die van Meyer, maar hulle dryf oor om die groot pak voorspelers van Garsfontein werk met die bene. Nog steeds werk hulle met die bene. Dit gaan keer kos hier, dit gaan groot keer kos. Nog steeds dryf hulle nommer 2 op die rug, Ricardo Botha hy agter met bal in die hand. Claessens soos 'n wafferse generaal agter, patrolleer sy troepe. Nou kry hy in die hande vir hom vir die agterlyn. Willemse, hy's baie onvoorspelbaar, daar die bal wat ongelukkig verlore gaan. Besit afgestaan, Christian Burger wat hom bymekaar maak. Strydom wat hom uithaal, voer hom. Is daar voordeel? Nee, sê die skeieregter speel voort. Pragtige aangee, weer hierdie man, Zeiling gaan Strydom, bal vorentoe geskop. Skeieregter gaan hulle terugbring, 'n harde duikslag. Nou, die skeieregter sê daar's 'n laat duikslag wat uitgevoer is. Baie goed die bal in twee hande gehou. Weet jy wanneer hy die bal gaan uitgee nie? Ja, goeie tegniek vir alle jong manne daar buite. Perfekte posisie waar die tuisspan hulle wil bevind hier diep in die kwartgebied gaan besluit op 'n vaste skrim. Ja, ek dink die besluit het baie te doen met die wind wat so waai. Dis nie maklik om lyn staan te wen nie. As jy uitskop so 50-50, so maak jy seker jy skram en jy kry jou eie bal terug. Crouch. Bind. Sit. Steady, steady, steady.
Bal is by die agste man se voete, Strydom optel na die Jager. Die Jager fop aangee hier na Wissa, Wissa. Byna omgekeerde besit, maar is goed bymekaar gemaak deur Franco Wagner. Nog steeds balbesitter, kan beide kante toe aanval. Nog steeds Transvalia. Lang oorslaan aangee. Agtertoe, Dean de Villiers wat goed gedoen het, daar die bal wat wegspat. Bietjie slordig aan die kant van Transvalia. En ek kyk die skare. Wat klap die skoliere wat opgewonde raak. Sodra die span naby hulle kom. Ja, dis my Transvalia wat net baie lateraal beweeg het daar. Niemand het daar reguit gemaak nie, in die lyn met spoed aangevat nie. Goeie verdediging deur Garsfontein. Lyn staan besit deur Garsfontein gewen. Nou word daar Dartelopie. Uiteindelik om die enkels beet gekry, maar nog steeds beer hy vorentoe. Kom uit daar. Skielik het hy kom uit daar. Willemse wat hom in die hande kry. Aangee hier na sy slot. Nou weer omgekeerde besit. Garsfontein wat nie bal kon behou nie. Rolof Du Plessis vat daar 'n paar manne saam met hom. Aangee binnekant toe gesny daar deur Franco Wagner. Kom uit daar. Weer Strydom wat vinnig skoon maak. Kry vir die Jager. Hierdie man het ook die oog gevang tot dusver. Tabang Molase. Livise kry hom hier vir Strydom. Zeiling gaan Strydom. Net buite die kwadgebied wat hy plat getrek word. Verder geneem deur Tiaan Visser. Maar as die deurkom kans vir Tiaan Visser nie. Strydom. Kry hom hier na Wagner. Wagner ruk homself daar los en dan kry die bal weg. Dis 'n baie gevaarlike aangee daar hier Ricardo Botha wat hom vorentoe skop. Word agterna gesit. Baie gebiedsvoordeel verloor nou Transvalia. Hy so byna daar uit. Kyk net daai skoppie. Campbell Willemse wat hom in die hande kry. Willemse opsie vir hom. Besluit homself te gaan. Zeiling gaan Strydom. Sonder die bal geloop. Ja, skielik het gesê, kan nie spelers sonder die bal keer nie. En dit is presies wat daar gebeur het. Nou geleentheid om palle toe aan te lê. Sien dat Jurich Klaasens se skopskoen anders vandag. Makliker tipe skop. Ons kyk net daar. Tik skoppie vorentoe en jy kan nie hom speel daar nie en dit is nie wat jy kan doen nie en ek moet sê elke keer wanneer Garsfontein die bal kry, Johnny, lyk hulle gevaarlik by aanval, maar by die stadion Transvalia baie geleenthede het. Dit is net daai ongedwonge foutjies wat nou inkruip. Hy vat sy tyd. Tref hom goed. Ja, dis 3 punte bygevoeg aan die tellbord. Hy lees die wind baie goed, dis hierdie man Jurich Klaasens. Nie maklik met die stelskop werk nie, maar hy doen dit baie goed. Voorsprong wat so 'n bietjie gerek word hier deur Hoërskool Garsfontein. Terug. Baie ligtheid op hierdie bal. Baie mooi bymekaar gemaak deur die linkervleuel. Drian Lerm. En uiteindelik die kantlyn wat wen. Ja, goeie verdediging deur Dian Jordan, ekskuus tog. Manne wat kort lyn staan vir Transvalia. Molase wat goed rank dat daai bal die Jager kry hom. Lang oorslaan aangee na Tiaan Visser. Visser, hy maak reguit. Stel die bal goed beskikbaar. Vinnige bal besit, dis wat hulle wil kry. Dit is Hoërskool Garsfontein is weer hierdie man, Zeiling gaan Strydom. Hierdie keer word hy baie meer fyner dopgehou. En is Diego Apollos wat hom daar uitdwing. Elke keer wat hy in die bal vat, gebeur daar iets. Ek kan skuif al hoe nader op die punt van jou stoel. So nice, het gaan 'n doring in die vlees wees van Garsfontein vandag. 3 man lyn staan. Gewen deur Garsfontein. Reguit wat daar gemaak word. Daar's dit een pad wat hy. Dis 'n gevaarlike duikslag daar hier. Junior Snyman. Skeieregter wat nie sy arm uit het nie.
Was gevaarlik as Klaasens hom weer uithaal. Lang oorslaan aangee, dink hy was daar bedoel nie, maar hy werk hier vir Garsfontein. Arm uit van die skeieregter Apollos. As hy deurkom kans, hy word fyn dopgehou vandag. Ja, jy het die woorde uit my mond uitgevat. Apollos wat fyn dopgehou word. Weet wat se klasspeler Apollos is. Willemse en ook Klaasens langs mekaar, goeie kombinasies. Maar ek moet nou vir jou sê, die senterpaar van Transvaal wat baie goed doen op hierdie stadium. Franco Wagner en Uli Wiese. Kyk, die skeieregter praat mekaar. Chat, can you some chat met? Was net handbagging. Penalty only. Okay, nummer 7. Dis 'n kaart. Okay, foul play report. Was handbagging, druk en pluk, open and shove to the face. Ons gaan dit ongelukkig nie word nie. Moeilikheid vir Etienne ter Blanche. 5-5. Hand in die gesig, oop hand en hy kry 'n geel kaart daarvoor. Ja, daar is Garsfontein nou op die agtervoet. Transvaal wat nou geleentheid het met een speler minder op die veld. Numbers. Nou te kapitaliseer is baie belangrik. Nommers. Nummer 16 ook op die veld, Omri Erasmus vir Transvalia. Marnus Swanepoel wat gerank het vir daai bal, kry die bal in die hande, Strydom gaan hom uithaal na die jager in die agterlyn al Wagner hier na Uli Wiese. Wiese nie 'n goeie aangee nie. Moes eintlik daardie bal vasgehou het. Nou boer hulle ver agteruit. Goeie werk hier deur Wagner wat ver moes kom terughardloop. Hy word reg opgehou deur Jean-André Skeepers onder andere. Spelletjie wat grond toe gaan. Moet wegrol. Rol nie weg nie. En dit is 'n strafskop vir Transvalia. Ja, het voel net vir my Transvalia wat die geleenthede het, maar is hy laaste aangee wat nie ter hand gaan nie. En dit sit hulle baie onder druk, maar gelukkig vir hulle strafskop gekry en die bal is uitgejaag. So 5 meter binne die 22 gebied van Garsfontein. Erasmus sopas op die veld verskyn. Omri Erasmus met die nommer 16 op die rug. Kyk hoe speel die wind met die bal. Opsie. Ja, in hierdie omstandighede is dit maar beter om maar eerder die bal voor in die lyn staan te gooi as agter. Die wind gaan die hele tyd met jou speel. Dis die afrigter Senewees wat knaag, glo my vry. Voor die aanvang van hierdie wedstryd 'n bietjie met hom gesels, meneer Kok. Hy sê as Senewees. Daar by hulle ook, glo my vry. Wag vir die bal. Crouch. Bind. Set. Goeie skram deur Garsfontein. Vat so 'n bietjie na die bal, vas in een van die manne. Nou Apollos wat moet regmaak. Skop self vorentoe, kyk net waar trek daai bal. Zeiling gaan stryd om veilig onder die hoë bal. Skop hom lekker in die lug, sit hom self agterna. Gaan hom nie in die hande kry nie, die bal wat vorentoe spat van een van die hande van Garsfontein af, maar die aanvanklike aanslaan, die kom van Transvalia af, so ingooi in die vaste skrim, die behoort aan Garsfontein. Ja, dat is nou 'n kans vir Garsfontein om uit die gebied uit te kom. Om die bal veld af te jaag. Hulle het ook so wat 22 minute verstreek in die eerste helfte. En die wind wat saam met hulle in hulle rug waai, so hulle moet dit gebruik. Die geleenthede wat hulle kry. Tweede helfte speel hulle in hierdie wind in. Te kom hier uit hulle eie gebied uit, skop hier vorentoe, word agterna gesit in 'n kassie. Zeilinga stryd hom weer onder hom. Word daar om die skouers beet gekry, niks daarmee fout nie, goeie verdediging en in die proses verloor hy die bal. Staan so besit af aan Garsfontein. Ene wat Garsfontein baie goed doen op hierdie stadium, gebruik die wind tot hulle voordeel. Ja, as jy kyk, hulle is nie 'n ver skopie, nou ongelukkig. Ek dink die jager 'n bietjie skouers ingelê daar. Jy moet onttrek al is jy in die lug, ongelukkig. Is hy raak gehardloop. Bind. Ja, hulle is gelukkig om hier te wees. Steady. Skole rugby, verseker beker 2018. Op sy beste. Weer 'n sterk skrim
Klaasens wat aan besit betrap word. Voorspelers wat vinnig weer komandjie bysit. Bal was uit, sê die skeieregter, kan voortspeel. Skop hier vorentoe. Zeilinga Strydom. Goeie posisionele spel deur die reël agter. As hy een man as hy die oog gevang het aan die kant van Transvalia, dan is dit die reël agter. Zeilinga Strydom. Wat 'n fantastiese wedstryd beleef sover. Sy skopskoen is goed. Die manier van aanval is goed. Ons gaan nog baie van hierdie seën hoor. Dis nog Garsfontein wat hierdie bal gaan invoer. Weer die wind wat daar 'n faktor is. Aangeslaan en nou word daar weggebreek deur die losskakel. Zian de Jager sit homself agterna. Kan hom hier nie aan kry nie. Dis 'n goeie stukkie spel deur Zian de Jager. Ja, as Transvalia wat die druk op Garsfontein wil hou, soveel is moontlik in hierdie eerste helfte. Telling wat nog 10 punte teenoor 5 is in die guns van Garsfontein. Vinnig gespeel, Transvalia. Dan is in die agterlyn af. Ook die oorgevang is Tiaan Visser. Hy's lank, hy's lenig, hy's sterk, hy's beweeglik. Strydom. Rigting verandering nou. De Jager. Kry die bal op die regte tyd weg. Gee vir Roelof Du Plessis. Du Plessis. Sterk loopie. Vorder tot binne die kwartgebied. Vinneskoen gemaak deur Strydom. Na De Jager. Weer rigting verandering. Kry hier na Wagner. Wagner. Bly op sy voete. Wagner. De Jager met hy lang aangee nou. Strydom liewer. Nou weer Tiaan Visser. Ruk homself daar los. Dis Pieter Stom. Nog steeds Stom. Strydom. De Jager, hy's voordeel, lang aangee. Is 'n man oor aan die oorkant. Molasse. Hier sprinter! Damian Jordan wat afrond. Die tweede 3 vir Transvalia. Uitstekende werk. Kyk net wie was aan die agterlyn. Dis 'n groot kerels, baie goeie werk. Deur die hele span van 1 tot 15. Damian Jordan kuier agter die doellyn. Fantastiese 3. Nou kry die mense lewe. Ek sommer hoor die skool is op hulle voete, die musiek speel. Hoekom nie? Kyk net hierdie beweging. Bal uitgegee, baie goeie werk deur Divan Meyer wat homself daar op senter posisie bevind het en die regte ding gedoen. Molasse wat daar vir die spoedman homself Jordan die bal uitvoer op die regte tyd. Fantastiese 3. Elke skop, Johnny, gaan belangrik wees vandag. Ons weet dat die wind 'n groot rol speel. Maar ons weet ook dat elke punt van kardinale belang is. Ja, Wow. fantastiese skop. Wow. In hierdie omstandighede. Daai lyk soos my golfswing. Kom so op. Wow. Baie Dis regtig goeie goed. skop, die Jager. Alweer 'n kykie, die moeite werd om na hierdie 3 te kyk. Tabang Molasse net die skakel daar en hy stuur daar vir Damian Jordan oor vir sy eerste 3. 12 punte teenoor 10. Baie goed gedoen van die afskop af. Is nie maklik in hierdie omstandighede nie. Ons sê dit elke keer. Verdediger moet nou wegrol. Wind wat hier 'n groot faktor is. En die bal uit hier op ons beskerming waar ons sit. Ja, die bal wat teruggevat is binne in die 22. Direk uitgeskop, so dis geleentheid vir Garsfontein. Lanklaas in die gebied gewees van Transvalia. Die punte aan te teken. Okay, time off. Nou wag hulle vir 'n bal. Ricardo Botha. Gerrit skree hard as ek kan hoor. Waar is die bal? Wag vir 'n bal. Nou, kom een op die Kom 'n veld. bal. Was net 2 op die veld. As dit daai net afkry. Wag. Okay, time back on. Waar is 99? Lyk my hier voor, presies waar dit is. Check is good. Niks daarmee fout nie. Nou kan hulle nie dryf nie. Goeie werk. Nou Juri Klaasens wat hom gaan uithaal. Willemse Apollos binnekant toe gesny. Probeer daar die bal afneem daar op die grond.
Skeister te sê onwettig so. Ja, dis 'n hoogvat. Kyk dat hierdie Klaas hierdie bal net wil uitjaag. Seker maak hy skop hom 5 meter van die doellyn. Nou daar rolmaal beweging uitgevoer kan word. Ons weet hulle is 'n groot pak. Dis presies wat hulle geoefen het die week. Ons kyk daar. Lekker ondersteuners. Nuwe trui aan. Hoekom nie? Bal wat agtertoe geklap word, speel die man en nie die bal nie. Klaasens. Willemse. Word toegemaak. Geen deurkom kans nie. Vanaf gekom deur Jordan van Dijk. Willemse. Apollos wat daar die bal aanslaan onder geweldige druk. En 'n geleentheid daarmee heen vir Garsfontein. Nog so 5 of wat minute wat oorbly in die eerste helfte. 12 punte teenoor 10. Nou Garsfontein nog steeds met 1 speler minder as gevolg van hy geel kaart. Daar word met baie aandag na hierdie wedstryd gekyk. Ja, man het sy baardolie ook ingepak vir vandag. Kyk nou 'n geleentheid vir Transvaal om uit hulle gebied uit te kom. Ja, doen die regte ding. Kom met jou gebied uit, kom met die kort gebied uit. Ja, nie ver skop nie, maar hy's dam uit. Dis wat tel. Garsfontein wat nou voltallig is. Etienne ter Blanche terug op die veld na sy geel kaart. Botha vind weer sy springers. Jared Skeepers en Jordan van Dijk onder andere nou wil hulle weer werk met die bene. Dit het hulle gewerk vroeër. En dit werk vir hulle hierdie keer ook. Nog steeds dryf hulle, nog steeds beer hulle vorentoe. Skeister sê daar's niks daarmee fout te probeer die bal afneem in daardie beweging. Kry dit reg, omgekeerde besit aan Transvaal. Uitstekende werk deur Christian Burger. Wat van die middel af kom het, deur die middel gekom het, skuis tog en daai sy klou op die bal gesit het en dit is presies wat hulle voor gevra het, want hulle was daar. So te sê in die moeilikheid, die rolmaal beweging wat vorentoe gebeur het aan die kant van Garsfontein. Gaan lyk of daar moeilikheid gaan wees. Maar ja, van Transvaal wat nog 'n geleentheid het om uit hulle gebied uit te kom. Oh, daar is so 'n wurwoer skop. Die kant van sy skoen vir Stewel, skiet tog. Ja, 40% aan die kant van Transvaal. Ron van Kommer is daai ene reguit. Skeister sê ja, speel voort. Behou hulle 100% slaagsyfer in die lyn staande. Dit is 'n Garsfontein. Hier is 'n geleentheid vir die manne. Diego Apollos, trap binnekant toe. Verdediging uitgevoer op hom, dan omgekeerde besit vir die soveelste keer. Nou geleentheid hier vir Transvaal, daardie bal wat aangeslaan word. By mekaar gemaak deur Botha. Ja, die ondersteuner sit sê bankvas agter Transvaal vandag. Ja, ek bespeer so 'n senuweeagtigheid onder die toeskouers. Ja, is doodstil, né? Maar dit is 'n belangrike wedstryd vir beide hierdie spanne. Willemse skopie vorentoe, vir wie gaan dit werk? Spring van die bal, dit werk vir Transvaal op hierdie stadium en nou die skrimskakel stryd om, hy's daar teen die kant en daar's Ja, bel die polisie. Fantastische uitslag. Daai bal is uitgeskop uit die gebied van Transvaal. Is nou weer. Kyk net daarna. Dit is hoekom ek sê, bel die polisie.
Fantastiese duikslag deur Apollos. Jy sal nie daai somme weer sien nie. Ja, dit was 'n harde een hoor. Ja, dit is 'n spel wat aan die gang is. Dis 'n harde tweestryd hierdie. Lassens koppie vorentoe in 'n leë kassie. Weer goeie posisionele spel deur Zeilinga Strydom. Jy sê elke keer leë kassie, maar daar waar Strydom is, daai kassie is vol. Strydom beman hom baie goed. En van Garsfontein maak planne. Hoe om hierdie wedstryd te wen hier by Transvalia. Hou op terugval. So 'n minuut oor van speeltyd in die eerste helfte. Willems gee daar vir Jordan van Dijk, sy kaptein. Apollos, ben jy daar te loop, die man aan die buitekant. Jandre Skeepers wat afrond vir 5 punte. Ons het gepraat van Apollos, hoe belangrik is hy vir hierdie span? En kyk net daai uitstekende systappie. Jy kan hulle nie afskryf nie. Garsfontein is terug in hierdie wedstryd. Uitstekende 3 deur Jandre Skeepers. Al die harde werk was aan die binnekant gedoen en hy moes net afrond. Ons kyk weer daarna. Apollos, hy wys net goeie aangee na Skeepers. Hy is 5 punte, moontlike 7 wat volg. Ja, amptelike speeltyd in die eerste helfte is iets van die verlede. Gaan probeer om nog 2 punte by te voeg. Yuri Klaasens tot dusver nog nie met 'n poging verbrou na die pale toe nie. Also 3 toeters wat aandui dis die einde van die eerste helfte. Vat sy tyd, maak seker, hy tref hom goed. Hy doen dit, maar die wind is te sterk. Ja, dat is het einde van die eerste helfte. 15 punte teenoor 12. Dat is 'n 4 warm kragmeting hierdie, maar weer die moeite werd om na hierdie 3 te kyk. Apollos, hy's baie ervare, hy het al alles gesien in skole rugby en op die regte tyd. Vind vir Jandre Skeepers vir 5 punte. Ook 'n belangrike tydperk om punte aan te teken. Sy is baie gelukkig dat haar skool punte aangeteken het. So, rustuittelling dan, ons alles om voor te speel in die tweede helfte. Net 3 spanne, of 3 punte liewer wat hierdie 2 spanne onderskei op hierdie stadium met 15 punte teenoor 12. Ons sluit aan by Rika Nieuwoud. Wel, die mense daar by die huis kan nie weinig sien hoe die wind waai nie, maar die wind is ongelooflik. En Ricardo, jy het dit reg gekry met jou lyn staan en nog nie een te verloor nie. Maak die wind nie 'n verskil nie? Nee, dit maak 'n groot verskil, maar ten minste het ek die support en die backing vir my ouens. Hulle is daar so elke keer as ek die bal misgooi, dan is een van hulle daar. Ricardo, ekskuus, jy speel 'n verskriklike tempo rugby. Dit is baie tempo rugby. Is dit wat jy besluit het om te doen? Ag, dankie man. Ja, ons besluit om hulle te klop met die tempo, hoë kruit en kyk, hulle is al klaar moeg. Ons probeer maar ons bes. En is jy al moeg? Ja, ek is moeg, maar ek strei 'n bietjie siek, maar ek hou maar uit. Nou Ricardo gaan rus 'n bietjie en dan weer start vir die tweede helfte. Jy's reg, dankie. Nou ja, jy wil nêrens heen gaan nie want dis nog 'n vol wedstryd wat voor lê net na die breek. Ja, baie welkom terug by byna die aanvang van hierdie tweede helfte. Hoërskool Garsfontein wat voorloop met 15 punte teenoor 12. Met Transvalia wat spel begin. Een wat baie goed beheer word van die afskop, is sterk loop hier daar. Los feet, Hierdie voorspelers. Dis nou Transvalia wat die guns van die wind in hulle blaaie het. Baie goeie aangee, baie goeie balretensie, goeie verdediging, goeie rugby. you missed it. Skeieregter harde fluitjie, strafskop. Hoort aan Garsfontein. Ja, Garsfontein wat nou teen die wind speel. So nou seker maak hulle skop hom net uit. Jy sien hulle wys wat se kant toe hulle moet gaan. Ons kyk daar speler. Ja, van sy voet af. Vyfberg Marlou Swanepoel wat gestraf word. Bal uit op die middellyn. Dis waar spel weer gaan aanvang neem. So verrassings ingooi, maar die skeieregter sê
Ongelooflik kon geen receiver het uitgegaan nie. Ja, Ja, dis die nommers. reëls. Die nommers in die lyn staan. As jy een inbring, moet een uitgaan. Mooi opgetel deur die skeieregter. So vryskop op die 15. Ek is seker hierdie bal gaan baie hoog geskop word. Ja, jy was 100% reg. Kon hom nie beheer nie. Nou is daar gespook by losbal op die grond. Man lê aan die verkeerde kant by die bal kom uit vir Transvalia. Word binnekant toe afgetrap deur Dean de Villiers. Hy sê die bal word vasgehou op die grond. Hy's reg. Strafskop vir Garsfontein. Ja, as jy kyk, die spelers van Transvalia wat baie alleen in hardloop of skus so alleenlik in die kontak gaan, daar's niemand wat seker maak hulle wen die bal terug nie. En sodoende So right, wat is dit nou? I mean, Garsfontein wat daai strafskop kry. dat maar ons kan speel. Hy's buite spel. Let's go. Hy's buite spel. Ons gaan aan. Ja, speler moet 'n besering opdoen, ha. Nog nie 'n nommer nie. Hy is springe. Sien hy afrigters van Garsfontein. Aan die regterkant is ook Reynou van der Merwe. Ook 'n Karibeker gewen in 2005. Die Cheetahs teen die Bulle op Loftus. Skietkundige dag vir die mense van Pretoria. As jy water wil hê, moet jy op die kant gaan drink, hoor. Skeieregter. Want as jy water wil hê, moet jy op die kant gaan drink. Ons gaan. Ja, lyk daarmee te ernstig daai besering nie. Hy gaan weer opstaan. Dis Tiaan Visser. Hy's weer reg. Gaan back on. Ek gaan tyd. Kom aan, ek sê. Ja, een van daai ongedwonge foute weer eens. Ingooi in die vaste skrim behoort aan Garsfontein. Jake, dat my dop is. Ja, die wedstryd wat nog nie regtig in die gang gekom het hier in die tweede helfte nie. Kyk, al die ondersteuners, die skooliere van Hoërskool Transvalia. Sit. Dan word voor Jurg Klaasens. Vinnige bal besit hier uit die vaste skrim met Klaasens na Willemse. Trap binne toe. Weer 3 manne wat hy ontwyk. Daar is 'n aanslaan van een van die hande van Transvalia af. Apollos wat hy aangee, maar hulle gaan terugkom vir 'n aanvanklike aanslaan. Ja, soos genoem het, die wedstryd baie rukkerig is. Aangee wat nie ter hand gaan nie. Hy is nou geleentheid om die bal of in hand te hou, wat ek glo die geval sal wees met die wind wat in die gesigte van Garsfontein is. So sien dat Transvalia so 'n bietjie voor die tyd stoot daar. Rigtingverandering nou. Jandre Skeepers kombineer daar in die agterlyn in. Trap binnekant toe, gee. Sy voorspelers om nou nog 'n fase op te stel. Verdedigers moet nou los as Klaasens om weer uithaal. Willemse. As daai bal te ver, heeltemal te ver, sal al die pad toe terugkom vir 'n lyn staan hier diep in hulle gebied. Dat is 'n goeie idee deur Campbell Willemse. Net nie reg uitgevoer nie. Hy wil ook vir sy medespelers om verskoning vra. Goed gedank deur Molasse. Nou Transvalia op die aanval. 2-3 manne wat Jean de Jager daar probeer ontwyk. Nou word daar binne toe gekom. Nog steeds sterk op sy voete hierdie man Franco Wagner. Vinnige bal besit, dis wat hulle kry. Nou die rigtingverandering lang aangee hier na Oli Wiese. Hardloop homself daar in 'n muur van verdediging vas. Stryd om weer gaan vinnig skoonmaak. Hy kry vir Divan Meyer. Nog steeds Meyer op sy voete. Goeie balretensie, weer stryd om wat hom uit te haal.
Goeie verdediging daar op Roelof Du Plessis. Maar nog steeds lewendig vir Olivier. Apollos wat daar die bal afneem. Diego Apollos gevaarlik in hierdie situasie. Gebroke spel, bal vorentoe geskop. Werk hier agter vir Strydom. Word gelak en plat getrek. Agste man Junior Snyman probeer vir sy al wat hy werd is daar die bal afneem. Uitstekende skoppie. Ja, daar was 'n baie goeie skop deur Dewald Strydom. Hulle was in die moeilikheid gewees soos jy genoem het. Diego Apollos te steekskoppie vorentoe sit in 'n goeie opvolgwerk deur Garsfontein se agterspelers. Twee wat vir mekaar sê, luister jy met jou hare soos myne sny. Etienne. En hy hou nie daarvan nie. Hy moet versigtig wees. Hy bal weer 'n fout in die lyn staan deur Garsfontein. Ook vroeër gestraf met so ene. Dis net 'n kort arm. Nou Transvaal weer op die aanval en hier die agterlyn af as 'n oorslaan aangee. Val daar oor sy eie voete. Dis Olivier. Hy het ook die hoog gevang te dusver hierdie buite senter. Bal agtertoe. Baie goeie hande deur Strydom. Hy kry die bal weg na Damian Jordan wat al reeds 'n 3 gedruk het. Molasse kom maak reg. Hy kom binnekant toe. Molasse. Nog steeds Molasse. Baie goeie werk, baie goeie hande in hierdie omstandighede. Ongelukkig ontwyk die bal almal. Ja, daai aangee wat net nie ter hand gegaan het nie. Ek hou van die manier wat Transvaalia hierdie bal in hand probeer hou. As ons sien na die vaardighede nou sal moet deurkom. Maar jy het gepraat van Olivier, hy het 'n goeie wedstryd sover. Een van die verrassings ingooi voor in die lyn staan. Dit werk vir Garsfontein, maar hulle maak sake daar op die grond baie moeilik. Tog wat die bal besit bou word deur Garsfontein. Willemse wat goed beheer. As 'n deurkom kans vir hom nie, word so agter die voorderlyn betrap. Nou 'n goeie loopie. Hierdie man is ook gevaarlik, Johan ry buitendag. Nie die bal gelos op die grond nie. Ja, is altyd die spelers wat sê nee. Ek was nie verkeerd nie, maar ja, nee, hy moes daai bal gelos het op die grond. Hy was duikslag wat uitvoer, maar was nie vasgehou nie, maar jy kan nie net weer opstaan en speel nie. Transvaalia op die aanval. Erasmus daar ingooi werk nie vir Transvaalia nie. Dit dan is statistieke van die lyn staan, hè. Kyk net daar, 88% teenoor 42. En dit wys vir jou daar dat Garsfontein baie tyd spandeer aan hulle vaste fasette, hulle skrams en 'n lyn staan, hè. Transvaalia wat definitief met aandag gee aan dit. Verder gaan hierdie kompetisie. Ja, weer 'n sterk skrim deur Garsfontein, mooi reguit gemaak. Hey, you missed it. Vinnige balbesit is wat hulle nou soek. Klaasens. Nou sit die regtervleuel Kalikalat. Skalats! Hy het 'n man langs hom, maar hy gaan vorentoe skop. Kalats, vir wie gaan daai bal regspring vir Transvaalia? Goeie loopie op die einde van die dag. Die man wat die redwerk kom doen is Damian Jordan. Ja, Kalats baie goed gedoen om haar deur te naal. Hy steek in 'n loopie deur die jong seun. Dus kyk daar, iets van niks gemaak nie. Vastrap in die gaping gesien. Hier kyk sommer af, laat hy moet nog 'n bietjie vinniger hardloop. En weer dekverdediging deur Jordan. Bal weer ver agter geskop. Diego Apollos met hy kenmerkende dartenlopies van hom plat getrek. Strafskop vir Transvaalia. Baie goeie duikslag en dis Apollos wat lê. Kopskerm wat hy afval daar. Kyk die afrigters wat wil seker maak is Apollos nog reg om aan te speel. Gaan hulle moet vervang.
Dalk net 'n bietjie water sal ook in orde wees. Ja, lyk net so 'n bietjie wind uit is vir hom. Hier was 'n paar groot en harde duikslae in hierdie wedstryd gewees. Daar's ene wat vir my uitstaan. Hy gaan seker 'n bietjie later gewys word, maar hierdie manne, daar word geen genade getoon in hierdie kragmeting. Die manne wat mekaar laat les opsê in alle fasette en hierdie duikslae is van hoogstaande gehalte. Manne staan nie 'n tree terug vir mekaar nie, Alwyn. Ja nee, jy praat van die duikslae. As jy net daar kyk. Dit is nog steeds skoolsins. Kyk net daar. Jy kan amper nie dit in super rugby sien nie. Hier sien ons dit in die versekerbeker. Fantastiese rugby. Ja, Paulus is weer reg en baie interessant. Transvalia wat besluit hulle gaan aan lê paale toe om sake gelyk te laat trek in hierdie wedstryd. Ja, is ver, maar ons weet die wind is in hulle blaaie. Nog steeds nie maklik om die wind te bemeester nie. Hy sal hom perfek moet skop. Korrelwerk sal op standaard moet wees. Tref vorentoe. Tref hom, dit lyk. Jy so skop gesien. Dis asof hy oor die paal gerol het. Fantastiese skop deur die jager, ons weet. Hy's 'n speler wat 'n skopskoen besit, soos 'n ou naas Botha. Man of the match. Is 'n bietjie vroeg man, is bietjie vroeg. Maar Zeilinga op hierdie stadium, maar is 'n bietjie vroeg. So met 10 minute nog oor. Apollos wat weer spel begin vir sy span. Sake is gelyk op. Goed beheer van die afskop af deur Visser. Ook 'n paar goeie dinge gedoen Visser. Nou die verdediging wat moet los. Kom hy daar, dankie, baie dankie. Take him back. Stryd hom na die jager. Hy het die bal ingeneem. Hy kan hom nie direk uitskop nie, maar as hy nodig het. Kyk net na die wip van die bal wat gaan werk hier vir die manne, maar word vinnig ingegooi. Pragtige loopie, uitstekende loopie deur die heel agter Jean-André Schippers. Kyk waar word hy plat getrek. Rongo 3, blou. Bal is beskikbaar, Bal is beskikbaar, sê die skeieregter. Hulle kan na voort speel. En ons op die bal, maar nie lank genoeg nie. Steeds hier vir Garsfontein waar die bal uitkom. Dis waar jy wil verdedig en veral teen 'n man soos Buitendag. Bal uit. Klaasens. Pragtige gaping wat hier geslaan word. Is 'n man oor aan die oorkant, maar kyk hoe hy verdediging uitstekend uitgevoer. Deelstryd om op die regte tyd in die regte posisie. Is so 'n woer skop, maar dit gaan vir hom werk. Ja. Daai was nou sinietergend geweest, Johnny. Soos ek weer sê, kyk hier daai uitstekende loopie. En Dewel stryd hom. Fantastiese werk. Maar terugkom definitief. 3 gekeer daar. Moet alweer met daai verrassings ingooi hier voor. Werk vir hulle tot dusver. Okay, you missed it. Bal's beskikbaar. Bal wat uitspat. Oh, ongedwonge fout. Ja, Jonathan van Dijk wat net opgekyk het vir 'n split sekonde. En sy oog van die bal afgehaal het. Ons weet hy sal dit wel regmaak. Ja nee, 15-11 Johnny. Hierdie is 'n goeie wedstryd, maar ons het geweet. Hierdie gaan een van die wedstryde van die jaar wees. So pas daarvan gepraat. Sake gelyk op. Alles om voor te speel. Bind. Set. Steady, blou. Strafskop vir Transvalia. Nou kan hulle wegkom hier uit hulle gebied uit. Ja, soek na daai lang lynskop wat ons vroeër gesien het. De jager.
Uitstekende skop na die lyn toe. Dis waar hulle wil wees, Transvaal, dis waar hulle wil speel. Kyk net daar, diep binne die kwartgebied van Garsfontein. Okay, 4 in. Omri Erasmus, hy vind daar vir Molasse, nou dryf hulle. Sal jou voet aan, 5. Vinnigheid gehaal deur Strydom, na de Jager in die agterlyn af, linkerveld, de Villiers, trap binnekant af. Nou sit Franco Wagner, as dit deur kom kans vir hom nie, stel die bal mooi beskikbaar. So nou is goed, hy sê nie van Omgekeerde besit, dis baie goeie omgekeerde besit hier. Apollos. Hier die bal ver veld af, baie goeie skop in hierdie omstandighede. Ja, daai was 'n baie goeie skop, soos jy sê, die wind wat in hulle gesigte is. Tannie wat net so rustig het. Klappie gee. Hy verwag bietjie meer uitstekende werk deur hierdie Maak oop manne. wonderlike senter, as ek so kan stel. Hier is die middel. Hy wil ook nie net wil aanval nie, hy het ook 'n goeie skopskoen aan hom. Maak oop agter. Ja, kort lyn staan. Hier Molasse wat rank vir daardie bal. Hy doen baie goed in die lynstaande van sy span. Ongedwonge fout, staan bal besit af. Knocked on and you played in an offside position. Ja, dit mag jy nie doen nie. Dis jou merk. Wat wys hulle gaan na die hoek toe gaan. Martin Austin met die bal in die hand. Maak seker hy vind die kantlyn. Hy sê is baie belangrik om seker te maak hy's uit. Dit is 'n strafskop. Goed gedoen in die lynstaande tot dusver. Dis Ricardo Botha. Okay, is die receiver, ek sê happy, staan stil. Hierdie keer balbesit wat afgestaan word met Molasse wat weer gerank het vir hom. Gaan nou terug 4. Maar 4 moet terug. Nou dryf hulle, nou word hy weggebreek deur Burger. Nog steeds Burger. Kry daar die bal weg, Burger op die regte tyd. 10 yard good. Nee, laaste vir manne. Baie goed geondersteun daar deur sy voorspelers. Skopie vorentoe, word agterna gesit. Wie's daar? Manne is baie gevaarlik hier van agteraf. En as hy hierdie keer deurkom kans die in die kwartgebied waar hy plat getrek word. Nog 'n meter of 2 deur Buitendag. Jondre Buitendag. Nee. Klaasens. Goeie verdediging binne die gesigte hier van Garsfontein Transvaal wat die strafskop gaan kry. Ja, ek kan nou vir jou sê, hulle gepaarde skop hierso. Die manier hoe Zian die Jager die bal tref. Is die kegel seker al klaar op die veld. 9. Baie goeie werk. Ek probeer koop deur die ou oor te trek oor die bal nie, hoor. Ek hoor dit sê, nie tyd koop. Die speler oor die bal te trek nie. Nee, as dit 'n rak is, kan jy nie met jou hande speel. Net as dit 'n mol. Ja, hier's 'n geleentheid vir hulle om voor tou te vat in die wedstryd. 15 punte elk. Molasse wat uitstekende wedstryd ook ervaar. Ja, hier is Klaasens wat die speler oortrek. Hier is een van die makliker skoppe wat Zian die Jager vandag gehad het. Maar seker een van die belangrikste. Sy skoolloopbaan sover. En hy stoot hom regs verby. Gunnar Williamson. Hy is die geluk. Hy het van wys hoe om te skop. Dit was altyd so, die man in die voorry weet mos presies hoe om skop. Ja, maar sy geleentheid daarmee heen vir Garsfontein of vir Transvaal liewer. Nou Garsfontein op die aanval. Ek dink daai man word nonchalant afgestaan daardeur Brand. Laaste. Botha liewer. So tackle, Die verdediging. Nou word daar besigheid gemeen tussen hierdie twee spanne. Goeie loopie deur Klaasens, Judith Klaasens. Soek die aansluiting, hy kry die aansluiting van Buitendag. Stamp 'n man af. Stel die bal mooi beskikbaar, nou weer Klaasens. Rol tackle. Verdediger moet wegrol. Gevaar nog nie verby nie. Apollos. Kry Wikus Basson. Uitstekende werk. En nommer 21 op sy rug. Die program is sy nommer 22, maar ons het net die
konfirmasie gekry. Wikus Basson, uitstekende werk, jongman. Maar kyk nou net hier. Kyk waar Polis, klas homself. Kyk, hy gooi. Dit doen jy op oefenveld. Maar Polis doen dit er weer. Sy volle tyd gebruik om hierdie bal te skop. Dis so wat oor die 4 minute oor. Dit is ook 'n baie interessante skopstyl. Amper 'n tipe van 'n Elton Jantjies. Oh, hy skop hom goed. Ja, hy is tussen die pale. 22 punte teenoor 15 in die guns van Garsfontein. Nog net so 4 minute. Ja, dis tog 14 minute oor in hierdie tweede helfte. En kyk net daar, Jurich Klaasen. Uitstekende loopie, buitendag. Hy maak die regte besluit. Ja, pragtige werk. Apolis goed afgerond daar. Deur Basson. Ja, intussen weer spel begin en die lynstaan wat gaan plaasvind in die halfgebied van Transvalia. Die span wat kan ingooi in hierdie lyn staan. Omri Erasmus van Molasse wat hom nie kan vashou nie, omgekeerde besit aanslaan. Ja, Molasse wat baie goed doen in die lyn staan. So sien baie keer opgegaan. Hy is hulle nommer 1 springer. Kant van Transvalia. Dis vir my beter. Want jy gooi daai voet terug, so jy slaan in op die angle. As ook al kyk na die gebiedsvoordeel. Dis onteewe. Net so oor 50% vir Garsfontein. Maar die bal besit is in die guns van Transvalia, maar die telling wat dit nie wys nie. Maar Garsfontein wat elke keer wat hulle in 22 kom, in die gebied kom van Transvalia, laat hulle dit tel. Manne wat opskrim, maar die skeieregter sê speel voort, weer Apollos. Wys hier sy waarde, hy bal verloor daar in die besit. Aanslaan aan beide kante. Saps daarso vir julle wit. Ja, plaasvervangers wat opgebring word, die impakspelers soos hulle deesdae bekend staan. Baie dankie. Nicky Linas ook op die veld daar in die nommer 20. Crouch. Bind. Sit. Steady, steady, steady. Bal agteruit vir Strydom. Terug, 13. Bal vorentoe geskop, laat wip. Tot binne die kwartgebied waar hy uitwip. En weer Transvalia presies waar hulle wil wees. As Garsfontein wen, as hy daai buitendag. Ja, dis AJ Johnson wat op die veld is. Die kant van Garsfontein vir Martin Austin. Julle kan nader kom, blou. Kyk daar so lynstaan sukses. Garsfontein het baie goed doen. 85%. Transvalia wat sukkel met 50%. Reg, stil. Ja, bal wat weggeskop word, maar in die hande hier van Transvalia. Vinnige balbesit wat hulle soek en dis wat hulle kry. Verdediging is sterk. Aan die middelveld. Maak sake moeilik daar op die grond vir Transvalia. Dit is nou Garsfontein, lyk my dis omgekeerde besit ook met die arm uit van die skeieregter. Nog steeds hier vir Garsfontein waar daar probleme is.
Hier is baie belangrik, besluitnemingstyd. Daar's nog genoeg tyd. Dalk 3 punte aan te teken en dan nog 'n 3, maar ek dink hulle kry nie genoeg geleentheid in die gebied nie. Hulle te kom. Vinnig geneem, ja, dit is 'n Meyer. Not on the ball. Hy is nie op die bal nie. Terug. Skeidsregter sê speel voort as 'n Burger om verder te neem. As 'n deurkomkans vir Christian Burger nie. Nou die Jager met hy aangee. Franco Wagner ook die deurkomkans vir hom nie. Wys net so die bal die Jager. Skeidsregter so byna op sy vletjie. Stryd om kan nie daar deurkom nie. Daar's 'n deurkomkans vir hom nie, maar die strafskop bly staan. Skeidsregter sê kom ons speel voort. 22, dis jou merk. Dis jou merk. 22 offside op die lyn. Wag, hou vas. Hou vas. Time off. Time off. Kyk wie wen. Kyk span wat wen. Is jy daai? Ja, een van die manne wat daar seer gekry het, een van die manne van Transvalia. Nummer 22. Nee. Een van die manne van Garsfontein, jammer. Step op wys hy vir my, okay, maar hy gaan nooit terug nie. Kyk. Het lyk weer soos 'n skouer, dit lyk Ina daar. Ja, daai was 'n groot duikslag wat uitgevoer was. Paar groot seuns wat mekaar vasgehardloop daar. Ons kyk net daar. Ja, nee, jy kan dit sommer sien. Dadelik grond toe. Ja, dis nie lekker om te sien nie. Hulle hy sap bring. Julle kan julle nommer 3 sap bring. Ja, die wedstryd wat nog nie verby is nie, Johnny. En Transvalia wat hierdie 3 brood nodig het. Op die lyn. Op die lyn. Ja, dis so goeie nuus net so kort voor die uitspelwedstryde nie. Dit van 'n Merwe daai. Kyk, rol, laaste vertel. Rol, weer, kom af. Ja, Gerard van 'n Merwe wat ongelukkig beseer is. Spel wat intussen kan voortgaan. As 'n man weer aan die oorkant, dis sy tweede 3, Damian Jordan. Sy tweede 3 in hierdie wedstryd. Ja, Jordan wat weer agter die doellyn kuier, maar nou is dit die skop wat moet kom. Ek sê nou vir jou, dit is alles nou in die hande van Zian de Jager. Daai bal moet deur die paal jaag. Die Jordan wat 'n baie goeie wedstryd ook beleef. Kyk daar, hierdie wedstryd, soos ek vir Johnny vroeër sê, is ver van verby af. Zian die Jager het hierdie ene mooi neersit. %50 trefrekord. Nie baie maklik in hierdie wind nie. Ja, wat? Hulle was 7 punte voor. 2 punte voor. Tref hom goed, maar nee, die wind stoot hom verby. So dis nog Transvalia wat 2 punte agter is. Kyk daar so Jordan. Baie goeie 3 gedruk het. Laaste paar minute van hierdie kragmeting wat oorbly, het daar die bal 10 meter getrek. Dink jy so nie? Nee, skeidsregter wat wil nader die baan na die middel kolletjie toe. Die skram jy gaan net oorskuif hiernatoe. Net wegskryf van daai gat af. Sand hoef te skram. 22 punte teenoor 20. Ek sê nou vir jou, hierdie is 'n interessante wedstryd die laaste paar minute. Jy het gehoor wat ek voor die tyd gesê het. Hard werk vir my op daai angle asseblief. Jy sê Gaan hy die verskil wees crouch. in die agterlyn? Gaan hy verskil maak in hierdie laaste 8 minute? Tyd sal leer. Goeie skrim deur Transvaal sy uitgehaal word. Skopie vorentoe word agterna gesit. Dis die kantlyn wat gaan wen. Baie goeie opsie. Net vir Garsfontein omdraai. En sodoende baie druk wat hulle op Garsfontein wil plaas.
Garsfontein wat se lynstaande vir my baie goed is. Al in die omstandighede. Hulle is 3 in. Belangrike ingooi vir Botha. Fine, plek. Skeieregter sê speel voort. Okay, you Jordan missed it. van Ja, Dijk. nee, jy het hom gemis. Step. Laasens wat hom uithaal. Stamp 2-3 man af, kry daar die bal pragtig weg na Apollos. Skeieregter sê daar's niks daarmee fout nie. Gaan weer aan die kant van Garsfontein uitkom. Ja. 'n Interessante spel gewees. Aanslaan, ja, aanslaan daar van Jurich Klaasen se hand af. Nou nog 'n geleentheid vir hulle. Kyk of hulle daai verskil, daai 2 punte kan opmaak. Sien nou sien die tergend hier langs die veld, kyk net daar. Ja, As jou hande eers agter jou rug is, Ja. dan moet jy weet. Hy's 'n bolletjie sien wees daar. Fine. Sit. Nou stryd om met 'n man aan die oorkant. Oh, Jordan wat ongelukkig daar uittrap. Jordan wat 'n sterk speler is, ek kan sien. Maar praat hulle net met die bal los. Ek gaan vinnig. Ja, soos ek sê, lynstand werk baie goed. Kyk vir Jurich Klaasen voor staan. Skeef gegooi. Nog 'n geleentheid, Johnny. Goeie skram. Daar van Gunnar Williams, goeie skram. Dis wat hulle nodig het. Steven the line out. Fight. Crouch. Bind. Sit. Goeie skram. Nou Franco Wagner met die bal beskikbaar stel as hy man op sy voete. Hy is op sy voete. Strafskop vir Garsfontein. Jurich Klaasen wat daar goeie werk verrig. Ja, Jurich Klaasen is baie vinnig op die bal. En wys jy net die ondersteuning van Transvaal wat nie daar is nie. As jy daar in daai gebied van die teenstanders is, moet jy seker maak jy wen jou bal terug. Ook Wagner wat 'n baie goeie wedstryd beleef. Apollos wat die kantlyn gaan opsoek hier aan die oorkant en hy doen baie goed. Ja, dis 'n baie goeie skop wat teen die wind is. Ons so iets wat net so minder as 4 minute oor in hierdie wedstryd. Enigiets kan nog gebeur. Lynstaan besit gewen deur Garsfontein. Goeie balbesit vir hulle. Die keer reg op wat hy daar ingaan word opgehou. Skeieregter, wat gaan hy beslis? Balbesit afgestaan, behoort aan Transvalia. Daar is nog 'n geleentheid, Johnny, nog 'n geleentheid. Ja, nee, kyk. Dis hy senuwees wat nou knaag. Glimlaggies wat nou uitkom. Retief veel tyd. Retief. Net die tyd weet. Crouch. Bind. Reg. Sit. Net so 'n bietjie minder as 3 minute oor in hierdie wedstryd. Ja, hulle sal balbesit moet hou hier. Byslou verkeerd in hy gaping waar die bal geskop word. Nou Jandre Skeepers wat goeie werk verrig. Daar agter word bymekaar gemaak deur De Villiers. Bly. Pragtige aangee deur Klaasens. Ja, baie goeie duikslag uitgevoer. Weer die buite senter. Oliviese. Ja, is 'n rowwe kerel. Hy gaan vir jou vasvat. Vinnige speel. Transvalia. Binnekant word daar afgetrap. Nou as dit deurkom kans vir hom nie. Soek nou vinnige bal presies wat hulle kry in die gesig daar waar daar verdedig. Speel die game. Staan op van duikslag af. Die skeieregter sê speel voort, niks daarmee fout nie. Staan net op, reload net. Reload. Nou Transvaal op die aanval. Hand tot hand is wat hulle soek.
Hier is Strydom, Strydom trap hulle kant af. Is hy daar net kort van die doellyn wat hy plat getrek word. Skeieregter wat beslis. Kan jy dit glo? Vir Garsfontein. Ja, hierdie wedstryd sê ek vir jou, ek's op die punt van my stoel. Maar hierdie man, soos jy gesê het, Zilliga Strydom, wat 'n loopie, maar ongelukkig is hy net kort van die doellyn. Omgekeerde besit. Kom ons kyk weer hierna. Let's go. Steek en gaping daar. Hy wou, maar net te kort. Baie goeie werk. Kant van Garsfontein. Minder is 'n minuut oor in hierdie wedstryd. Afrigters wat pleit by die manne, hou die bal. As 'n paar sekondes oor in hierdie wedstryd. Use it! Daar is sekondes oor. Ja, dis al wat oorbly in hierdie wedstryd. Dartelopie. Ja, hande is hier op die bal, nie bal is beskikbaar. En is nie op die bal hier sê die Use skeieregter. it! Nou moet hulle dit gebruik. Bal's uit. Pragtige breekslag deur Willemse. Kry die ondersteuning van Skeepers. Daar is nog tyd oor. Hy het die fluitjie eers geblaas vir die skram. Dit is die laaste skram van die wedstryd. Dan is hierdie wedstryd iets van die verlede. Soos ek sê, daar was geleenthede, Johnny. En ek dink hierdie is die laaste geleentheid. Laaste skram, man, die skram was klaar toegeken voordat die Waar skeieregter het net daar bevestig, die skram was toegeken voor die Wie's op vir 1, man? toeter gelei het. Wie's op vir 1 vir die bloed? Kom maar. Kyk. Skade is op hulle voete. Hulle het nou net gesit. Ja, was lekker om te sien die skooliere. Wat hulle Crouch. wat ondersteun hier so by hierdie wonderlike wedstryd. Bal's uit. Kyk Laaste geleentheid. Okay. Wedstryd is verstreke, maar hulle kort net 1 punt om vorentoe gaan in hierdie kompetisie. Ja, die mense is doodstil. Weet nie regtig wat aangaan met Johnny, maar net om te verduidelik dat Transvaal net 1 punt uit hierdie wedstryd nodig gehad het om deur te gaan na die halfeindstryd toe. En dit is hoekom hy hom uitgeskop het. Hulle kan voortgaan en halfeindstryd wat vir hulle wag. Uitstekende werk deur die kant van Garsfontein. Ja, wat 'n winnende wedstryd was dit nie hier by Hoërskool Transvaalia nie. Op die ou einde is dit Garsfontein wat wen nalskraap met 22 punte teenoor 20. Dit was 'n uitstekende kragmeting om uit te saai. 2 topskole was in aksie hier. En soos ek al reeds genoem het, net die 2 punte wat hierdie 2 spanne onderskei. 22 punte vir Garsfontein, 20 vir Transvaalia. Kom aan, Ellis. Steady, steady.